Goeiedag, sê ek groet julle in 'n wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Dis weer eens 'n voorreg om met julle God se woord te deel. Ons praat weer eens oor groei, geestelike groei. Vandag wil ek vir julle so 'n paar versies lees. Een kom uit Psalm 1, is 'n baie bekende vers. Die Bybel sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloos en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie, maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen voer hy voorspoedig uit. Die Bybel sê welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddeloose nie en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. En sê maar sy behaag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen voer hy voorspoedigheid. Die Bybel sê ook vir ons in Joshua in hoofstuk 1 sê die Bybel vir ons dat ons met God se woord bepeins dag en nag. Halleluja. Ons moet God se woord op ons harte ingraveer. Halleluja. Om te groei, halleluja, soos 'n boom wat geplant is by waterstrome. So God gee ons, hy sê vir ons wat om te doen, sodat ons vrug kan dra elke dag. En ek meen, as ons wil geestelik groei, die sê die Bybel vir ons, dat ons moet elke dag God se woord bepeins, dat ons moet, maar sy behaag is in die wet van die Here. En hy oordink sy wet dag en nag, dat ons met God se wet dag en nag dink in ons daglikse lewe. En die Bybel sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van goddelose nie, en wat ook nie staan op die weg van sondaars nie, en wat ook nie sit in die kring van spotters nie. En as ons moet geestelik groei, sê die Bybel vir ons dat ons moenie wandel in hierdie plekke nie, ons moet nie sit, ons moet ons self associate met hierdie mense nie, ons moet nie gemeenskap het met hierdie mense wat in die wêreld sulke dinge doen nie, as ons wil vrug dra. Die Bybel sê vir ons ook selfs in 1 Korintiërs 3 vers 6, as ek reg is, sê die Bybel vir ons dat, die Bybel sê, Paulus sê dat hy sê, Paul sê, ek plant, Apollos gooi nat, maar Jesus is die ene wat laat groei. Ekskuus julle, en as ons dit moet mooi verstaan, sê Paulus vir ons dat, hy plant maar net die saad, Apollos gooi dit net nat, en baie van ons predikers, ons dat julle bemoedig buite, ons gee u woord, en God is die ene wat aan die einde van die dag sal laat groei. En hoe groei ons as ons die woord van God plant in mense se lewe in? Van die Bybel sê vir ons in Markus 4 sê die Bybel vir ons dat daar het 'n saaier uitgegaan en het gaan saai, en vind die saad het op langs aan die pad opgeval en die voëls het gekom en het dit geneem. Die Bybel sê, vind die saad het op rotsagtige plekke ook geval, en toe die son opkom, het die son het gebrand, dit het nie diepte gevind die saad nie. En die Bybel sê, vind dit tussen dorings geval, die saad, en toe dit moet opskiet, het dit verwrig, as ek moet so stel, en die Bybel sê, vind dit op vrugbare grond geval, en dit het meer vrug gedra. En ek wil net vir julle bemoedig vandag, dit maak nie saak waar julle die woord saai nie, dat God sal maak dat dit groei. Van as ons na die gelykenis moet kyk, as mense se harte hard, mense is vasgevange in die wêreld, en mense is gedruk
van die wêreld se goede om hulle, dat hulle nie God se woord net so kan inneem, soos wat die ene wat al die jare in 'n huis van die Here groot word, wat vrugbaar is iemand net iets sê en dan ontvang jy die revelation van die openbaring van God se woord en Paulus remind ons dat ons kan dit net plant en ons kan dit net nat gooi, maar God is die ene wat dit sal laat groei. En die Bybel sê as ons gelowiges wil vrug dra, dag en nag moet ons sy insettinge, sy wette moet ons bepeins, halleluja. Ons moet dit oordink, sê die Bybel, sodat ons soos 'n boom wees langs aan waterstrome wat sy vrugte gee op die regte tyd, halleluja. En as ons lees in Galasiërs sê die Bybel vir ons, wat is die vrugte, halleluja, vrugte van nederigheid, vrugte van vreugde, van vriendelikheid, halleluja, van vrede, halleluja. Dit is die vrugte wat ons nodig het. En die Bybel sê, op die regte tyd sal hy vrug gee, die boom sal vrug gee. En die Bybel sê ook vir ons, in Johannes 15, sê die Bybel ook vir ons, dat Jesus is die wynstok en ons is die loot, halleluja. En as ons nie in die wynstok bly nie, kan ons nie vrug dra nie. As ons nie in God se woord bly nie, sal ons nie geestelik groei nie. Dis hoekom is baie belangrik om God se woord te bepeins, elke dag om sy insettinge oor te dink en wat God se woord sê. So as die probleme kom, dan sal ons vrug gee, dan weet ons dat ons moet nederig is, in 'n tyd van 'n situasie wat mense oorhaastig is, moet ons nederig is. Dan sal hy boom die vrugte wys, halleluja. Because die Bybel sê vir ons ook dat jy sal 'n boom herken deur die vrugte wat hy dra, halleluja. As daar tye kom wat mense jou haat, as daar tye kom wat mense jou nie wil vergewe nie, of jy moet vir hulle vergewe, dan het jy die vrug om mense te kan vergewe, om mense te kan vergewe en liefde het. Van die vrugte van die Gees is liefde ook, halleluja. Die vrugte van die Gees is dat ons moenie jaloers is teen ander. So as daai tye kom en jaloersie wil so opskop in jou binneste in, omdat jou broer, jou suster of jou medemens 'n nuwe kar, 'n nuwe huis gekoop het, dan weet jy dat God sê ons kan nie jaloers is nie, maar ons moet bly saam met die geliefdes is wat dit gekry het in die lewe, in halleluja. So dit is baie belangrik. Die Bybel sê, ja, geluksalig is die man wat nie staan in die weg van, of sit in die kring van spotters nie, halleluja, of op die weg staan van sondaars nie, halleluja. Ja, gelukkig is die man, halleluja. En dat ons sal, dat is soos 'n boom wat sal vrug dra op die regte tyd, halleluja. En as ons wil groei, as ons wil vrug dra, dan remind die skrif vir ons dat ons moet nie staan in hy kringe nie, ons moet nie sit in hy kringe nie, halleluja. Ons moet nie saam met die spotters sit in die kring nie, halleluja. Ons moet nie staan op die weg nie, ons moet nie wandel saam met goddelose nie, ons moet nie wandel saam met goddelose mense nie, ons moet nie sit saam met spotters nie, ons moet nie op die weg staan van sondaars nie. En wel geluksalig sal die man wees, en hy sal soos 'n boom is wat geplant is by waterstrome, geliefdes. En as ons wil groei, dan moet ons God se woord bepeins, dan moet ons sy woord soek, ons moet elke dag lees, halleluja, lees en bid sodat ons kan groei. Daar was 'n Sondag liedjie wat ons altyd sal gesien, bid, jy moet bid en jy moet lees sodat jy kan groei, en jy sal groei as jy bid en jou Bybel lees. Bid en lees jou Bybel elke dag en jy sal groei. Dit is 'n Sondagskool liedjie wat ons altyd gesing het. En dit is net die waarheid. As ek moet kyk, as ek nie die Bybel moes gelees het nie, waar sou ek gewees het, halleluja. As ek nie tyd gespandeer het met God se woord nie, halleluja. Maar God se woord is genade van my, halleluja. In my swakke tyd is dit sy genade, halleluja. Dit remind my aan een om nie op te hou nie, halleluja, om te bid en om te vas, halleluja. En dis wat ons moet doen, geliefdes van die Here. En as ons wil groei, dan moet ons weet dat ons kan nie staan saam met goddelose mense nie. Ons kan op die weg
is van sondaars nie, halleluja. Ons kan nie sit in die kring van spotters nie. As ons wil groei en as ons wil wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op die regte tyd, halleluja. En dat ons weet ons vir 'n feit dat God se woord is saad, halleluja. So waar ons dit sal plant, God sal maak, laat dit groei. Ons kan dit net plant, ons kan dit net nat gooi, halleluja. Ons kan net elke dag mense bemoedig en sê, moenie ophou nie, halleluja. Maar ons moet die geloof hê, halleluja. Soos die Bybel sê, soos God se woord sê, het 'n geloof soos 'n klein mosterdsaadjie dat jy vir hierdie berg sal sê, werp jouself op en sit jou en werp jouself in die see in. En dit is die geloof wat ons moet hê, dat ons moet weet dit is God se woord is moontlik. Vir mense is dit dalk onmoontlik, maar God se woord is dit moontlik, halleluja. En dit is dat ons moet besef dat God se woord is krag, halleluja. So waar ons dit saai en ons bid en ons glo in die Here dat hy mens en hy persoon sal verander. Maar die Bybel sê vir ons gelowiges, ons moenie wandel in die raad van goddelose mense nie. Ons moenie staan op die weg van sondaars nie. Ons moenie sit in die kring van spotters nie. Dit is God se reminder vir ons vandag as ons wil groei, dan moet ons wegkom van die dinge van die wêreld af en meer tyd spandeer met Jesus in jou binnekamer,